Dit lyk in die wêreld nie. God bly in die wêreld. Prys sy heilige naam. Nou ja, ons tema vanmôre is daaglikse vernuwing in 'n uitgeputte wêreld. Ek wil net saam met my lees uit 2 Korintiërs 4, en ek gaan net vers 16 vir ons lees. En die woord sê, daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag vir dag vernuwe. Nou kom ons kyk, wat beteken hierdie vir ons as gelowiges vanmôre. Elke een van ons het sy eie storie om te vertel. Amen. En in elke een van ons storie is daar mooi, daar's lekker, daar's die awesome dinge wat gebeur het, maar ook natuurlik die minder mooi dinge, die minder lekker dinge, die minder awesome dinge wat ons lewenspad gekruis het. En hierdie teks bemoedig ons vanmôre deur vir ons eerstens te sê, hou moed. Hou moed, let op dat hierdie teks begin vanmôre deur te sê in hoofletters, daarom gee ons nie moed op. En die daarom is nie verniet in hoofletters geskryf nie. Die klem lê op die woord daarom. Daarom sal ons nie moed opgee. Hoekom nie? Want God is met ons. Die woord bemoedig ons as kinders van God om nie moed op te gee. Want as ons kan moed hou deur hierdie uitputtende omstandighede of proses waardeur ons gaan, of hierdie lyding wat 'n doel het in ons lewe, waarvan ons op die uiteinde wel die vrug sal van pluk. Die teks gaan verder en sê, maar al vergaan hierdie uiterlike mens, nogtans word die innerlike mens dag vir dag vernuwe. Met ander woorde, ongeag die uitputtende omstandighede waardeur jy gaan, staan God gereed om jou innerlike mens dag vir dag te vernuwe. Nou, wie van ons wat hier sit vanmôre kan sê, ek het nog nooit uitgeput gevoel. Nog nooit gevoel, ek is op 'n plek waar ek eintlik net moeg is. Op 'n plek waar ek nie eens meer lus het om die een voet voor die ander te sit. En nou praat ek nie net van fisiese moegheid, waar jy te min slaap en kry, ek praat van wanneer 'n mens moeg raak. En dit voel vir jou hierdie dinge kry net nie lekker. Wanneer die woord vir ons sê dat God jou innerlike mens daagliks vernuwe, beteken dit dat God jou hart, jou denke en jou gees voortdurend nuut maak. Al gaan jy uiterlik deur swaar kry, moegheid of uitdagings. Met ander woorde, as jy vanmôre hier sit en jy het 'n rowwe 2025 gehad, jy voel dalk moeg en uitgeput. Die nuwe jaar het reeds ingeskop en jy sien nie kans daarvoor. Wil ek jou bemoedig vanmôre, kom sit by die voete van Jesus. Hy gee nuwe krag elke dag. Hou goeie moed, moet nooit moed opgee nie, want God vernuwe ons harte, ons denke en ons gees, dag vir dag. Ek wil vir julle sê vanmôre kerk, as daar iets is waarin ons kan vashou in die Here, is dit die woord van God. Hierdie is die brood van die lewe. En as daar in hierdie skrif geskryf staan, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans, sê die Here, word my innerlike mens dag vir dag vernuwe. Dis wat die woord van ons sê. As die woord dit sê, dan sal God dit vernuwe. Nou kom weer terug na die eerste gedeelte van ons teks van Oudekking, waar die woord vir ons sê, al vergaan hierdie uiterlike mens. As die woord praat van die uiterlike mens, verwys hy na niks anders as alles wat sigbaar is. Alles wat tydelik is en wat menslik is aan ons bestaan. En dan het ons die geneigtheid om net in die sigbare dinge vas te
Ons glo mos net dit wat ons sien. As ons 'n spreekwoord wat sê, sien is glo. By God werk dit nie so. As die woord verwys na die uiterlike mens, waarvan praat hy? Praat van hierdie liggaam. Hierdie tydelike tentwoning wat God vir jou en vir my gegee het. En dit sluit in jou ouderdom. En ja, ons wil nie hoor dat ons oud word. Ek kan nog onthou, jare terug, die eerste keer, toe dit met my gebeur het, stap ek by die Spar en ek koop 'n paar goedjies en ek sit dit daar op die counter neer en die girltjie lei dit vir my en nie op die einde sal sy nou vir my vra, wil oom 'n sakkie? Ek kyk al so, ek tog, oom, het ek reg gehoor? En daarna kyk ek eers ons nog mense dit dalk gehoor. Want wie wil nou oom genoem word? Wanneer jy nou begin oorgaan in die oomjare, wil jy nie oom geword het. Nou ja, wat nog van oupa? Kom maar in. Hier kom ek, oupa. Wie daar gehoor? Wie daar nou gehoor? Nog mense wat gehoor het. Nee? Mense wil nie oud word nie. Alhoewel ons nie 'n keuse het nie. Die woord sê vir ons sal oud word. En ek dink myself nie, ek is mos lank nog nie 'n oom nie. Waar wil jy nou wees? Maar vir haar is ek 'n oom. Later begin jy dit aanvaar. As hulle vir ons sê, oom, ons bly nie vir ewig jong. Maar ek sê altyd, 'n mens is so oud soos ek nie voel, nee. Nou verwys hierdie skrif ook na siektes. Nie noodwendige ernstige siektes nie, ek meen, as jy 40 jaar geslaan het, dan begin jou oë verswak. Nou ek kan onthou, as ons saans Bybel lees, het die lig vir my bietjie swak geword. Ek weet nie hoe kom nie. Nou kyk ek vir die lig en dink myself, is hierdie dalk 'n ander kleur, want ek kan nie meer so lekker sien nie. Nou ja, toe gaan ek verder en ek begin met myself in die lig lees. Want toe kon ek nou weer sien, so dit is die lig gewees. Toe ek hier aan van die gym af kom en ek kom agter my hek remote, is die binne in my bakkie. En toe moet ek nou vir myself 'n kode stuur om by die hek in te kom. En hier sit ek voor daai keypad en ek kan nie die nommers op my foon lees nie. So stupid as wat ek is, plastic zoom net die ding uit. En ek sit en ek druk wat ek dink ek sien, maar die hek maak nie oop. Daarom kom sekuriteit uitgestap en sy sê, is there a problem? Ek sê, ja, dis nie so druk, ek kan jy baie in kyk vir my. Boom, daar gaat ek in. Nou, toe begin ek agterkom, ok, nee, dis nou tyd vir 'n tweede stel oor. En dan wil ons moan daaroor, dan is het niks oor die klaar. Daar is kindertjies wat van 2 jaar oud af bron dra, want hulle visie verswak. Dink ons daaraan weer. Ons begin te rebelleer teen hierdie dinge, want hoekom is dit dat ons so vinnig oud? Hoeveel mense is op kroniese medikasie, en hoeveel van ons sit met ander pynne en skete? Of dalk in en uit by die hospitaal het as gevolg van een of ander ernstige siekte of diagnose. Die woord verwys ook na moegheid, want soos ons ouer word, kan jy nie meer doen wat jy gedoen het in jou jong dae, al wil jy hoe graag. Jou liggaam word swakker en vinniger uitgeput. Ek praat nou nie van vandag se jong mense wat tot 3 uur in game speel en elke oggend is hulle ongelooflik moeg. Daai is stupid. Nie moegheid. Maar wat ek wel wil sê vir u is dat hierdie uiterlike liggaam, hierdie tentwoning wat God vir ons gegee het, word ouer. Hy word swakker en vinniger uitgeput. Maar ek dank die Here dat sy woord sê, hou moed, want ek sal dit innerlik elke dag verbied. Die woord verwys ook na ons emosionele en fisiese kragte. Soos ons ouer word, raak dinge nie makliker nie. Maar dit beteken ook nie dat as 'n jong mens sal jy nie emosionele of fisiese omstandighede
Vryspring. Hierdie sluit ook in ons omstandighede. Dis nie die omstandighede gedurende hierdie journey wat jy het through life. Terwyl jy op hierdie aarde is, en hierdie omstandighede verwys soms ook na swaarkry, of dit nou finansiëel of emosioneel is, dit is dinge wat ons paai en kruis op die stadium van ons lewe, wat omstandighede moeilik maak. Wie van ons kan hier sit vanmôre en sê, ek het nog nooit finansiëel tekort gekom. Ek kan steeds onthou hoe ek destyds hier voor maandeinde en al my broeksakke gaan voel. My kerkbaadjie sakke. Oralstel, al wat 'n laai is in die huis oopgemaak en gekrap en gesoek. En dan as ek in die kar, maak ek die asbakkie oop. Kyk onder die sitplekke, onder die matte, om 'n paar 1 of 2 muntstukkies by mekaar te kry, dat ek net nog 'n brood kan gaan koop. Dis nie 'n skande om te sê vandag. Dis glad nie 'n skande in die kerk. Jy soek met die krag, met die hoop, dat jy wel iets sal vind. En vandag nog kom maar daar, waar ons maar die ou kredietkaartjie moet uithaal, en leef op die geld wat nie eintlik jou is. Maar ek wil vir u sê vanmôre, selfs in hierdie tyd, wil ek vir u sê vanmôre, die Here is met u. Die Here los ons nooit alleen. Hou goeie moed, want God sal jou deurdra en jou vernuwe elke dag. Wil jy bemoedig vanmôre, wees maar bly as jy die wind van vooraf kry. Want dit is dan wat jy weet, die vyand nie tevrede is met waar jy is en waar jy nie pad is nie. Want as alles net te goed gaan, moet jy weet, hy is happy met hoe jy jou lewe leef. Hy spandeer eerder tyd aan die res, wat hulle lewe reg probeer lei, en terwyl jy is waar jy is, los hy jou net daar. Ons as gelowiges kan selfs vervolging ervaar. Nou vervolging is die opsetlike of herhalende benadeling, onderdrukking of mishandeling van 'n persoon of 'n groep, omdat hulle is wie hulle is en glo wat hulle glo. Veral oor hulle geloof, oortuigings, identiteit en waardes. Die woord verwys vir ons na vervolging as bespotting, verwerping, dreigemente, intimidasie, diskriminasie, onregverdige behandeling, fisiese lyding en selfs gevangenskap. Soos Paulus in gevange gehou was om die evangelie van Christus te verkondig. Selfs Jesus was in gevange geneem. En ek wil vir u sê, kerk, as jy op 'n plek kom in jou lewe waar jy in 'n hoekie gaan sit en vra, maar Here, hoekom moet hierdie dinge met my gebeur? Hoekom moet ek sukkel, swaar kry, hartseer ervaar of gevange gehou word? Ek wil vir u sê, kerk, dit hang alles af oor hoe jy dit hanteer. Ek kan goed onthou, ek was 21 jaar oud gewees en ons het gewerk by 'n smelter en ons het 'n 12 mm plaat op 'n koun gesit. En ek sal nooit vergeet nie, die koun was te groot vir een plaat. Nou een van hierdie plate is 'n 2.4 by 1.2 meter blok. En ek moes 2 van hulle aan mekaar weld om die radius uitgesluit te kry. Terwyl ons hierdie plaat optrek, staan ek onder hom en ek gaai hom dat ek die regte plek kom, terwyl die manne aan die weerskant staan en die chainblocks optrek. Die oomblik toe hulle hom vastrek in die koun, moes ons hom nou vasweld. Terwyl ek onder hom staan, breek die een chainblock af. Die plaat swaai so terug en ek slaan my telekom weier agter en ek val. En die volgende oomblik toe die plaat nou so opswing, met die afkomslag toe breek hierdie lak oop en hy val op die brug van my voet so. Daai twee plaat.
dat ek die konkreet hoor soos hy opslaan op my voet. Die volgende oomblik is dit net 'n warboel en 'n stof en is gemors. Ek sal nooit vergeet nie, die ouetjie wat vir my gewerk het my so gegryp soos wat jy 'n baba sal optel. My hardloop het my na die bakkie toe. In daai tyd was daar nou nie so baie dramas as wat daar nou is nie. Jy het nie nodig gehad om medies te doen. Maar in elk geval, ek word in die bakkie gelaai en my supervisor jaag met my hospitaal toe, na die ou Paul Creer hospitaal toe. En toe ons by ongevalle stop, dus daar soveel bloed in die bakkie, dat jy nie die bakkie se rubbermat meer kan sien. En ek kom in by die ongevalle, en stoot my daarin, en ek onthou, die girl daar by die counter wil nog my details sê, en sy wil 'n file oopmaak, en ek raak my lelik gefrustreerd, want die pyn is nou ondraaglik. Wat my daar in 'n ander kamertjie in, en hulle begin toe nou trek die skoen uit, trek die kous, sny die kous af, en ek sal nooit vergeet nie, die suster wat aan my voet toe nou gewerk het so blink bakkietjie gehad, en sy vat die, ek weet nie wat het sy gebruik, so lappietjie, en sy vee die bene, want toe staan my voet die kant uit, my brug heeltemal vergryp, sy vee die bene, wat toe nou nog daar lê, dat ek hulle hoor, so klink, binne in die blink bakkietjie. En langs my, lê 'n ou en hy skreeu, blou moor. Ek tog, hy is half dood. En ek vra na haar op vir die vrou, wat gaan aan die ou, kom skree hy so? Weet wat sy sê? Want hy het 'n ingroei toonaal. My. Hy het 'n ingroei toonaal. Het ek een oomblik vir die Here gevra, kom het hierdie met my gebeur? Nee. Wat ek wel kan sê, ek, soos ek hier staan, kan ek vir u vertel, wat is dit om seer te hê, fisiese pyn te ervaar. Dit kan ek van getuig. Vanmôre, hoekom het dit met my gebeur? Dan is die antwoord altyd, as Jesus wat net goed was. As Jesus wat sonder foute op hierdie verskriklike mishandelingspad, marteling en vernedering moes deurgaan, sonder dat hy 'n stukkie daarvan verdien. Wat maak my so besonder, dat ek nie ook challenges in my lewe kry? Wat maak my so special, dat ek nie hierdie challenges in my lewe moet ervaar? Kerk, ek moet vir u sê, en onthou hierdie baie mooi, niemand van ons is gevry van storms in die lewe. Nergens in God se woord sê die Here, alles gaan net maanskyn en lose wees. Hy sê wel dat die storm teen beide van die huise kom. Maar die een wat op die rots gebou is, sal bly staan. Amen. Maar sy, prys sy naam. Jesus was deur al hierdie dinge, bespotting, verwerping, dreigement, intimidasie, diskriminasie, onregverdig behandeling, fisiese lyding, selfs gevangenskap. Wat maak my so besonder, dat ek nie deur 'n moeilike tyd gaan? Die verskil is net, as Christus jou anker is in die lewe, as Christus jou fokuspunt is in die lewe, as Christus die as is waarom jou lewe draai, gaan hierdie omstandighede nie ondergaan. Jy sit mense vanmôre hier wat moeilike tye deur gegaan. Ons byt vas aan die Here. Dis die belangrikste. Hoekom? Want in Christus Jesus is dit meer as oorwinning. Ons sê ons is gelowig, ons sê ons ken God se beloftes, ons sê ons is ingeënt in die wingerdstok, maar as die grootste storm kom, dan wil ons vra, hoekom ek hier? Het ek dan niks verkeerd gedoen? Here, ek gaan kerk toe, ek gee my 10, ek lees die woord, ek bid elke dag, so hoekom het hierdie dinge met my gebeur? Hoekom nie? Ons weet dat Jesus nie verdien het wat op sy pad gekom het, so baie van hierdie dinge kan verdien nie op die pad kom. Maar ek wil vir jy sê, hou moed, want God sal jou elke dag vernieuw. Hy is 'n lewende voorbeeld vir ons, dat het maak nie saak of jy 'n pastoor, 'n priester of die grootste evangelis is wat daar ooit was.
Elkeen van u behoort te weet wie's Billy Graham. Daardie man het seker die meeste mense na die Here toe gelei as wat daar ooit gedoen is. Hy het self storms hierdie lewe gehad. Hy het selfs nou en dan tekort gekom. Hy het selfs nou en dan omstandighede gehad wat buite sy beheer is. Hy was nie gevrywaar van hartseer en finansiële druk en besorgdheid nie. Dit het gemaak dat hy weet waar hy staan met God. En dat hy weet dat die Here was met hom elke oomblik van hierdie omstandighede. Ook dat sy hart, sy denke en sy gees daagliks vernuwe word met God. Johannes 15:20 sê vir ons, onthou die woord wat ek vir julle gesê. 'n Diensknegt is nie groter as sy Heer. As hulle my vervolg het, sal julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar, sal hulle julle woord ook bewaar. Ons moet onthou dat alles in hierdie lewe is verganklik en aan tyd onderworpe. Met ander woorde, soos jou voertuig ouer word en begin probleme gee, word jou liggaam ouer en begin dit probleme gee. En die woord erken dat die mens sal ouer word, seer kry, moeg raak en soms afgebreek word onder die druk van die lewe. Maar wat beteken dit as die woord praat van vergaan? Dit beteken nie nutteloos of waardeloos word nie, maar om stadig te versluit, om krag te verloor, om nie altyd sterker te word uiterlik. Die Bybel kom nie en hy romantiseer die lyding. Dit erken die werklikheid van menslike broosheid. Paulus sê vir ons, selfs al word jou liggaam en omstandighede swakker, kan jou innerlike mens sterker word, ryker en dieper word in God. God se doel is nie net fisiese welstand nie, maar 'n ewige vorm. Want wat jy van buite af verloor, kan God van binne af vermeerder. Die uiterlike mens is tydelik, maar die innerlike mens is ewig, en dit behoort vir ons 'n troostvolle waarheid te wees vanmôre in Christus Jesus. Stem jy saam met my dat ons iets het om na uit te sien in hierdie lewe hierna? Prys die Here. Dit beteken jy is nie minder waardevol omdat jy fisies swak geword het. Jou geloof is nie misluk omdat jy swaar kry. God werk selfs wanneer jy voel jou lewe lê in skerp. Al raak jou liggaam moeg en die lewe word swaar, bly jou ware lewe wat jou gees en jou innerlike mens is in God se hande. En nou dat ons verstaan wat hierdie uiterlike mens beteken en dat alles in hierdie lewe verganklik is en ook aan tyd onderworpe is, kom ons gaan kyk bietjie nou wat behels hierdie daaglikse vernuwing waarvan God praat. Hy vernuwe ons denke. God help jou om anders te kan begin dink oor dit. Nie volgens vrees, skuld of die wêreldse patrone nie, maar volgens sy waarheid. Met ander woorde, ons perspektief verander van wanhoop af na hoop, omdat jy weet God se woord is waar en God kan nie teruggaan op sy woord. Romeine 12 vers 2 sê dit vir ons so mooi, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Ons moet eers mooi verstaan, jy kan nie niks doen en verwag God moet iets doen. Want as mense wat ons met die gedagte rondloop, dat as ek my vingers klap, moet God spring. Kerk, jy het nie hier te doen met 'n mens. Jy het te doen met die almagtige en lewende God. Hy spring vir niemand nie. Begin jy eers bietjie jou lewe reg kry en hou op ongelykvormig aan die wêreld te wees. Begin jy bietjie tyd insit en begin jy bietjie gehoorsaam wees aan God se woord. Voor jy net wil hê, voor jy verwag dat God jou moet help. Ek luister baie na mense wat ek
weet hoe hulle lewe lei. En dan sal die eerste ding wees, ek bid, my Here antwoord my. Wat doen jy? Wat doen jy? Weet jy, is altyd vir my so lekker as iemand vir my vra, tree in vir my. Want ek weet, as ek op my knieë gaan, weet God met wie ek praat. Want ek praat nie eenmaal om 6 maande met hom, wanneer hy nodig is om iemand te help, wat in nood is nie. Nee, hy ken my stem, oggend, middag en aand. Hy ken my stem, so ek kan enige tyd, met 'n geruste hart, tot God bid, want ek weet, Here, U weet, ek kom nie altyd na U toe net wanneer ek U nodig het. En U ken my stem. Nou, hoe kan ek my denke vernuwe? Jou denke te vernuwe beteken om toe te laat dat God jou manier van dink daagliks verander. Sodat jou gedagtes al hoe meer met sy waarheid ooreenstem. Minder deur vrees, leuns of die wêreldse patrone gevorm word. Jy moet God toelaat. Met ander woorde, jou fokus bly op God. Jy gee jouself oor aan God sodat hy in jou lewe kan werk. En dit is wat ons nie aldag doen nie. Eers dan kan jy in lyn kom staan en wag vir jou vernuwing, vir jou daaglikse krag en seëning. As jy nie jou deel doen nie, kan ek nou al vir jou sê, your destiny is to fail. Kan ons eerlik duidelik maak in hierdie kerk vanmôre, God het jou nie nodig. Jy is die een wat God nodig. En as jy deur 2025 gestap het, met hierdie gedagte wil ek vir jou sê, begin hierdie nuwe jaar op die regte voet, want God is niemand se speelmaatjie. En dit geld vir almal van ons. Hoor wat die woord van God sê vanmôre. Word nie gelykvormig aan hierdie wêreld. En die Bybelse betekenis van moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, is 'n oproep om nie jou denke, jou waardes en jou lewenswyse te laat vorm deur die sondige patrone van hierdie wêreld, maar deur God se wil en sy waarheid. Jy kan nie vanmôre vir my sê jy dien God. Kerk, jy kan nie God op 'n Sondag dien en van Maandag tot Saterdag leef jy soos 'n vark. Jy mors jou tyd en jy mors God se tyd. Ons kan nie gelykvormig wees aan die wêreld nie. Ons moet juis anders wees as die wêreld. Die wêreld moet reeds na ons kyk en sê, goodness, wat het hierdie mense wat ek nie het? Wat beteken hierdie wêreld in die woord? Dit verwys nie na die aarde of mense nie, maar na die denkstelsel sonder God. Met ander woorde, jou gedagtes sonder dat God enigstens betrokke is in jou gedagtes. Die waardes wat God uitsluit of teenstaan. Selfgerigtheid, trots, hebsug en morele losbandigheid. Dit is wat dit beteken om gelykvormig te wees aan die wêreld. Kan ons sien dat ons ook 'n deel het om te doen in hierdie belofte van vernuwing. 1 Johannes 2 vers 15 en 16 sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, sê die woord, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Die betekenis van gelykvormigheid. Die oorspronklike betekenis is om in die vorm ingedruk te word. Dit impliseer om aan te pas en om in te pas, om te dink en leef soos almal anders in hierdie wêreld. En om jou geloof af te water en te aanvaar word deur die res van die wêreld. Om 'n kind van God te wees, verwag God dat ons nie soos die res van die wêreld wees. Wat vra God van ons? Hy vra nie 'n uiterlike afsondering, maar eerder 'n innerlike onderskeiding.
Jy leef in die wêreld, maar jy dink en kies anders as die wêreld. Jesus het hierdie volgende gebed gebid in die boek van Johannes 17:15. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Kerk, om nie gelykvormig te wees, beteken jy meet sukses aan gehoorsaamheid. Nie net aan geld of status nie. Jy kies integriteit bo gemak. Jy leef uit liefde en uit waarheid. Nie net uit selfbelang nie. En jy laat God se woord jou keuses rig. Nie die wêreld en sy mense of groepsdruk. Vernuwing van jou hart. Seer, teleurstelling, bitterheid word genees in hierdie vernuwing. God skep weer hierdie sagtheid en vertroue en liefde in jou hart. Al het jy hoe bitter seer gekry, of hoeveel, maak die saak hoe teleurgesteld jy is, of hoeveel bitterheid jy ervaar het in hierdie lewe nie. Kom God en hy vernuwe jou hart weer, sodat jy weer kan vertrou, en jy kan weer lief hê, met sagtheid optree. Hoeveel mense weet u van, wat 'n liefdesteleurstelling gehad het, wat sê, ek sal in my lewe nie weer in 'n verhouding gaan. Ek sal in my lewe nie weer trou nie. Die staan 'n man voor u wat het ook gesê. Ek het dit baie gesê. Ek weer trou. Daar's nie 'n manier. En hier sit sy. Ons is so geneig om in hierdie hartseer, hierdie teleurstellings, hierdie bitterheid in ons harte te sit. Want ons laat nie toe dat die almagtige God jou dag vir dag vernuwe. Hoekom sê die woord dag vir dag? Die Here kom nie en hy gee vir jou hele lewenspad se vernuwing op een slag. Nee, want hy weet. Elke dag het sy eie teleurstellings. Elke dag het sy eie bitterheid. Elke dag het sy eie seer. Daarom kom hy en hy sê, dag vir dag sal ek jou vernuwe. Al wat ek van jou vra is, hou goeie moed. Moenie moed opgee nie, my broer. Moenie moed opgee nie, my suster. Yes, kom ons gee nie hulle op. Maar God sal jou vernuwe. Psalm 51:12 sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste van die vaste gees. Vernuwing van jou gees het krag. Selfs wanneer jy fisies of emosioneel moeg is, gee God vir jou daai innerlike krag om te kan ander. 'n Krag wat nie van jouself afkom. Kom ons wees eerlik vanmôre, as dit nie vir God was, wat ons deur hierdie innerlike krag gegee het, sou ons lankal iewers op 'n sypaadjie of onder 'n boom gewees het. Maar vir my om hierdie innerlike krag te kan ontvang daagliks, moet ek eers in aksie kom. Ek moet 'n oorgawe maak aan God. Ek moet eers seker maak, ek is nie gelykvormig met die wêreld. Ek kan nie gelykvormig wees aan die wêreld en deel in die genot van die sonde van die wêreld en verwag dat God my innerlike steeds moet vernuwe. Elkeen van ons het op 'n plek al gekom in die lewe waar jy voel ek kan nie meer, ek is moeg, ek is uitgeput. Waar jy vir jouself sê, weet nie hoe ek hierdeur gaan kom. Ek onthou baie in my lewe, het ek al gesê, geen troos in my hart is, ek weet hierdie kan nie vir ewig gaan. Evenster moet dit stop. Dit kan nie vir ewig aan. En daarom het ek vasgehou, want ek weet, ek moet nie deurkom. Ek gaan nie deurkom. Maak nie saak hoe moeg en mat en lam en tam jy voel die kerk. Ek wil vir jy sê, hou goeie moed, want God is 'n waarmaker van sy woord. Die Here sal vir jou deurkom. Al is dit nie op die tyd wat jy gehoop het nie.
Want ons is geneig om te wil 'n dag en 'n datum vir God gee. Nee, God se tyd is nie ons tyd nie. Al wat die woord vir jou sê, is hou vas, hou goeie moed, want jou Skepper sal jou vernuwe in jou denke en in jou gees. Die ons nie 'n wonderlike God, prys sy naam. Jesaja 40:31 sê vir ons so mooi, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Maar, wat moet ons doen? Wag op die Here, dan sal ons nuwe krag kry. Hy sê dan verder, hulle vaar op met vleuels, soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Hierdie vernuwing beteken ek sal groei in my geloof en ook in my karakter. Ons word stadig maar seker weer gevorm na Christus se beeld. Met ander woorde, jy word meer geduldig, meer nederig, meer gehoorsaam en vol genade teenoor jou medemens. 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in die spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander in dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here van die Gees. Wat beteken hierdie dan vir my? Beteken jy kan vrede hê, al is jou omstandighede onrustig. Jy kan hoop hê, kerk, selfs as jy voel, daar is nie meer. Wanneer die verlede seer gemaak het, kom God en hy gee vir jou nuwe moed. Nie net eenmalig nie, maar elke liewe dag. God verander nie altyd dadelik ons omstandighede, maar hy verander jou van binne af, sodat jy kan staande bly deur die omstandighede. Prys die Here. In ander woorde, sy vernuwing is daagliks, dis persoonlik en genade, 'n voortdurende werk van die Heilige Gees in elkeen van ons se lewe. Om nie aan die wêreld gelykvormig te word nie, is om toe te laat dat God jou verander van binne af, sodat jou lewe hom kan weerspieël. Selfs al leef jy tussen ander waardes. Nou kom ons en ons kyk bietjie na 'n paar dinge wat ek kan doen om my denke te vernuwe. Of sal ek maar net terugsit en verwag dat God maar al die werk doen? Nee. Ek sê dit altyd en ek gaan dit weer vir u sê. Petrus sou nie op die water gestaan het as hy nie sy voet uit die skei het gesit. So wat moet ons doen? Sit jou voet uit die skei. Ons weet dat God 'n waarmaker is van sy woord. Ons weet dat elke skrif, elke belofte wat in God se woord opgeskryf is ja en amen. Vul jou gedagtes met God se woord, nommer 1. Wat jy inneem, vorm hoe jy dink. Lees en herkou en oordink die woord van God daagliks. Ons is nie veronderstel om op 'n Sondagoggend vir mekaar te vra, hoorie, waar is die Bybel? Het jy die Bybel gesien? Ja, hy lê daar in die boekraak. Stof hom net gou 'n bietjie af voordat ons kerk toe gaan. Maar die dag as ek God nodig het, is ek vinnig om na hom te gaan. Die dag wanneer ek voel, is uitgeput, roep ek God se naam. En ek verwag dat in my innerlike vernuwing, maar ek het absoluut niks gedoen. Niks. Hier kan ons vanmôre sê ek vul my gedagtes met God se woord. Want as ek dit doen, versterk dit ook my gees. Dit laat jou beter verstaan en dit bou verhouding tussen jou en God. Dat jy leer God ken deur sy woord te lees.
Wie van ons wat vanmôre hier sit, het mekaar se in en outs geken die eerste dag toe hulle mekaar gesien het? Niemand. Hoe moet ons mekaar leer ken? Ons moet tyd spandeer met mekaar. Dis al hoe ons mekaar gaan leer ken, is om tyd te spandeer. So met ander woorde, wat moet ons doen om God te leer ken en gehoorsaam te wees aan God en te verstaan wat die Here van ons verwag? Tyd spandeer saam met die Here. Dis al wat ons moet doen. Dis wat God in elk geval van elkeen van ons verwag. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Josua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek, luister mooi, mag nie. Hy sê nie moet nie, mag nie uit jou mond wyk nie. Maar bewys dit dag en nag, sodat jy nou gesê kan handel volgens alles wat hier geskrywe is. Want dan, hoor wat sê hy eers, want dan eers sal jy in jou weë voorspoedig wees. En dan sal jy met 'n goeie volk. Baie man. Kan jy sien hoekom dit belangrik is vir ons om die woord van God te bestudeer? Die woord is baie duidelik hier. Die woord mag nie uit jou mond uitwyk nie, sê die Here. Bewys dit dag en nag, sodat jy nou gesê kan wandel daar volgens. Dan eers sal jy voorspoedig wees. Met ander woorde, om voorspoedig te kan wees, moet ek eers iets doen. Ek moet seker maak ek wandel volgens die weë van God se woord. En hoe gaan ek weet wat is die weë van God? Lees die woord van God. Nommer 2 is herken en weerlê jou verkeerde gedagtes. Kom aan kerk, nie een van ons is heilig nie. Almal van ons het partymal verkeerde gedagtes. En nou praat ek nie van pornografie of sulke goed nie. Praat van negatiewe gedagtes. Slegte gedagtes oor iemand. Gedagtes wat nie van God af is. Dis waarvan ek hier praat. Herken jou gedagtes en weerlê dit. Ek wil vir julle sê vanmôre, nie elke gedagte kom van God af. Vra jouself die vraag, is hierdie gedagte, nommer 1, is dit waar? Bring dit hoop of bring dit vrees? En dan ook natuurlik stem dit ooreen met God se woord, want dit is baie belangrik. 2 Korintiërs 10 vers 5 tot 6 sê, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer jy gehoorsaamheid volbring is. Nommer 3, vervang jou leuns met waarheid. Moenie die slegte gedagtes net probeer stop of onderdruk. Vervang dit met goeie en mooi gedagtes. As die vyand jou die leuen vertel in jou gedagtes, dink hieraan en hy sê vir jou, jy is alleen. Vervang hierdie gedagtes met die waarheid dat jy nie alleen is nie, maar God is by jou. Jesaja 44:10 sê vir ons, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, sê die Here. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Punt nommer 4. Kom, hy sê, bid jou gedagtes reg. Praat eerlik met God oor wat jy in kom maak. Al ken die Here jou gedagtes nog voordat jy het gedink het, wil hy steeds sê, jy moet dit deel met hom. Want wat doen ek dan? Ek erken, Here, my gedagtes is nie wat het moet wees. Vra die Heilige Gees om jou denke te suiwer en jou leiding te gee daarin.
Die oomblik wat jy negatiewe gedagtes of verkeerde gedagtes begin kry, vervang dit met skrif. Psalm 19 vers 15 sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig van die Here, my rots en my verlossing. Punt nommer 5, wees bedag op wat jy kyk en waarna jy luister. Musiek, sosiale media en gesprekke beïnvloed ons gemoed. Jy is net mens. Veral as jy 'n paar brandewyne in het, dan begin jy mos na iemand verlang wat jy nie ken. Dan voel jy alleen en niemand is meer lief vir jou. Maar eintlik is dit sommer net dronk verdriet soos hulle het. Of as jy musiek luister, en dit is nou sonder brandewyn, en dit maak jou hart seer, sit dit af, en luister na iets anders. En nie slegs fokus op alles wat negatief op sosiale media gebeur nie, skrol verby na die positiewe, want daar is baie positiewe dinge wat gebeur in ons land en in ons wêreld ook. As jy net wil dink aan die negatiewe, sal jy nie eens die positiewe meer raak sien. Pas maar op met wie jy oor wat gesels. Mense kan vinnig net alles wat sleg is bespreek. Ons kla mos oor alles en daar is niks positief om raak te sien. Hoe sê die woord? Meng jy met die semels en die varke vreet jy. Filippense 4 vers 8 sê verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit nie. Punt nommer 6, beoefen dankbaarheid. Dankbaarheid is iets wat jou fokus skuif van wat tekort is in jou lewe na wat God reeds besig is om vir jou te doen. Dankbaarheid vir God beteken dat jy jou hart en gedagtes bewustelik fokus op alles wat God in jou lewe doen. Wie hy is en ook sy planne vir my en vir jou. En dat jy hom daarvoor kan eer en prys, selfs al kom daar moeilike tye op jou pad. Met ander woorde, ons behoort te fokus op wat ons het, nie op wat ons nie het. In plaas daarvan, ag ek wens, ek het 'n nuwe sitkamerstel gehad, sê eerder dankie Here, dat ek wel 'n sitkamerstel het. Want ek wil vir u sê, daar's mense wat op verfblikke sit. En hierdie week, een middag, kom ons opgery op hierdie grondpaadjie daar na die plaas toe. En daar is een van die werkers wat by my buurman werk, wat afgestap kom. Hy is altyd vriendelik. Hy glimlag altyd. As jy hom groet, as hy jou sien, groet hy jou. En ek sê vir hom toe, kyk na hierdie man. Hy het niks, ek weet. Want die ou vir wie hy werk, betaal die mense net wanneer hy hulle wil betaal. Hulle is kindermos maar so om mekaar. En die ou wat vir my werk, vertel vir my die storie. Dan is die ou daar, dan is hy weg. Dan is hy daar, dan is hy weg. Want hy kry nie sy geld waarvoor hy gewerk het. Daai man het letterlik niks. Maar as jy hom sien glimlag en waai. Ons het so 'n tydjie terug 'n paar ouens gekry om vir ons te ontbos. Die haaglikste gemorswerk om te doen, om 'n klomp doringtakke af te sny en nader te trek en op die water laai. Kort sien jy elkeen, dan sy sy skoen uit, dan probeer hy die dorings uittrek uit sy skoene uit, wat hom steek. En as hy daar staan onder hulle, dan hoor jy hoe lag en gesels hy. Dis mense wat R250 'n dag verdien.
mense wat niks het nie, maar hy kies om steeds positief te wees. Hy kies om steeds vriendelik te wees. Maar ons wat luukse motors ry en fancy huise bly, is te bang om te glimlag, want jou lippe gaan ons bars. Jy sal eerder met 'n dik bek rondloop. Dis mos moeite om vriendelik te wees. En ek kan seker wees dat u saam met my sal stem, dat ons altyd iets het om voor dankbaar te wees. Ek wonder wie van ons sal 'n week kan leef in dieselfde plek waar hierdie man leef. Vul jou hart en jou gedagtes met dankbaarheid teenoor God. Begin of eindig jou dag ten minste met die dinge waarvoor jy dankbaar is. Sê eers 'n bietjie dankie vir God voordat jy jou grocery lys vir hom uitgooi. Wees dankbaar vir jou gesondheid, jou geestelike gedeeltelike volmaaktheid, jou werk, jou huis, jou kar en jou hond. As mense moet eers 'n hond het, want hy kan nie bekostig. Dankbaarheid vir God is om hom te erken en te eer vir alles wat hy doen en wie hy is. Dit bewustelik in jou eie lewe uit te leef, ongeag jou omstandighede. Ek kan onthou, jare terug, Chris het nog by sy ma gebly, ek het hom gaan haal, die Vrydagmiddag, en toe ek so intrek by ons kompleks, die sien ek hier staan 'n lorry voor my glas, met my sitkamer staan. My sitkamer staan. Ja, sê sy. Wat gaan nou hier? Ek stop daar, ek spring uit daai bakkie uit, en nou wil ek pak lê. Want wat soek hierdie ou nou in my huis? Toe sit nou die balie wat my goed gemaak het. En jy weet, as daai manne intrek, vat hulle alles. Het alles gevat behalve my gym. En gym was daai in die huis, want die gewigte was te veel. Het was te veel moeite vir hulle om dit te vat. En toe daai mense daar ry, met my hele huis. So by the way, toe ek weer 'n déjà vu gevoel gekry toe ek in die bad moet staan en was gedaan. Ken julle dat? Wie van julle het al self was gedaan? Trap hier op die kant, om die bad, weer op die kant, die terugkom ons in die middel. Maar is het genoeg? Nee, ek sê jy sê. Toe baie my maar, ons huise was goed so gedaan. En toe as daar uitkom en hulle is hier weg, toe sê ek vir die vrou en my seun, kom ons bid. En ek sê vir die Here, dankie vir dit wat hulle nie gevat het. Ek het nie voor die Here se voete kom heilig sê, ag Here, hoekom het hulle nou my wasmasjien en my yskas en my alles gevat? Nee. Die Gees het my die krag gegee, die moed gegee om te sê, Here, dankie vir hierdie laai met teelepels, met messe en varke wat hulle nie gevat het. Dankie Here vir dit wat hulle nie gevat het. Om dankie te sê, ons niks. Dankbaarheid vir God is om te erken. Vir alles wat hy vir jou doen, vir wie hy is. En dit bewustelik in jou eie lewe uit te leef, ongeag jou omstandighede. Sien alles wat goed is in jou lewe, as 'n gawe van God, nie net 'n toeval, of jou eie vermoë. Vertrou jy, dat God alles in jou lewe in sy hand het. Selfs al verstaan ons nie alles nie, kerk. Dankbaarheid is nie om te sê dankie wanneer dinge goed gaan nie. Dit is 'n bewuste keuse om te fokus op God, selfs in hierdie moeilike tye. Om God te dank en te erken dat hy die bron is van jou vreugde, jou vrede en jou blessings. Dankbaarheid laat jou meer op God begin fokus en nie net op jou probleme of selfsugtige begeertes. Nommer 7 is wees geduldig.
wat vernuwing is 'n proses. Dit kom nie oornag. God verander jou denke dag vir dag. Nie alles in een slag. Is dit nie wat ons teks van oordenking vir ons sê nie, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Jy vernuwe jou denke deur God se waarheid te kies bo jou eie gevoelens. Elke dag. Dit bring ons by die volgende, die onsigbare dinge gestel oor die sigbare. Die woord leer ons om die idee van die onsigbare voor die sigbare te stel en te fokus daarop dat God mense aanmoedig om die geestelike, ewige hemelse dinge meer waardevol te vind as die tydelike en die aardse dinge. Ek wil vir u sê, en ek het al baie gesê, weet jy, sommige van ons, as jy gelukkig is, en die ou gardes, dan bly jy by jou maand tot jy 18 is, of tot jy die skool uit is. Vandag is hulle nog 35 jaar en alleen op sy pas nie. Nee? Hartseer, maar nou ja. Dis nie wat God wil hê. Dis nie hoe dit hoor. Maar in elk geval, dan kom ons sê, as jy 18 is, gaan jy in die huis sit en jy begin jou eie huisie te skrop, as jy oor uitvees jou pension. Nou kerk, kom ons wees eerlik vanmorgen. Ek suffer eerder elke dag van my lewe vir hierdie klein tyd. As jy 80 jaar oud geword het, is jy baie geseënde jare. So ek suffer eerder vir hierdie 80 jaar. En ek weet wat my beloning is vir die ewigheid hierna. Daarom moet nie begin vaskyk aan alles wat jou onder toe trek. Dit sal gebeur. Dit gaan gebeur, kerk. Die vyand sal alles in sy vermoë doen. En ongelukkig ken hy jou beter as wat jy self ken. En dit wat jou die hardste slaan, sal hy die hardste trap. Dit wat jy wil vergeet, sal hy jou aan herinner. Dis sy werk, dis wat hy doen. Maar dankie Here, dat God sê, ons kan moed hou, want hy sal ons innerlike mens vernuwe, elke dag. 2 Korintiërs 4 vers 18 sê vir ons, omdat ons nie let op die sigbare dinge, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is net tyd, maar die onsigbare is vir ewig. Sigbare dinge is natuurlik alles wat ons kan sien. Dis tydelike dinge. En nou praat ek van dinge soos geld, status, liggaamlike skoonheid en besittings, wat alles verganklik is, alles aan tyd onderworpe is. Ek gee nie om hoeveel geld jy het nie, dis verganklik. Jy sal niks saam met jou vat. En al vat jy dit saam met jou, gaan jy niks daarmee kan doen. Ek gee nie om oor jou status nie. Wie in die dorp dink jy is grand, jou status gaan niks beteken die dag as jy voor God gaan staan. Ek gee nie om hoe mooi is jou gesiggie, of hoe goed is jy gebou nie. Hierdie gesiggie en hierdie liggaam is verganklik. So ook al jou besittings wat jy het. Alles sigbaar en verganklik. Wie van u ken vir Arnold Schwarzenegger? Niemand ken hom nie. Kan jy onthou in sy jonger jare, hoe was hy man gebou, goednis? Ek het foto's, ek was nou een van daai, ek het foto's van daai man oral gehad. Nie hierdie lang middelblad foto's, my oupa het die ander boeke gebruik. Daai was nie op my nie. Daai ou was, hy was nou regtig my hero gewees toe ek al daai was. Man, het jy al daai fliek gekyk van Conan the Barbarian? Daai ou het spiere op plekke waar ek nie eens geweet het jy het plekke. Ek het altyd gesê van kleins aan, alles gee op soos daai ou te gelijk. Alles! Maar ja, ek stik al 30 jaar en ek lyk nog net soos sy linkerbaai sit. Maar in elk geval, dit aangelaat het die gesien en lyk jy nou? Waar is daai spier nou weer? Hy oefen steeds, as sy liggaam is verganklik. Sy liggaam het oud geword.
Kyk maar na al hierdie pragtige aktrises. Die gesig het uitgeword. Dis wat gebeur. Niks van hierdie kan jou waarde, jou vrede of jou geluk op 'n permanente basis gee nie, kerk. Dis alles dinge wat sal vergaan, dis verganklik. Dis die dinge wat beskore is vir die ewige lewe nie. Of vir die lewe hierna. Beteken dit nou, jy hoef nie 'n mooi huis of 'n mooi voertuig te ry nie, nee. Jy mag dit alles hê, solank jy weet en erkenning gee vir die een wat dit vir jou moontlik gemaak het. Want hy is die een wat jou abundantly bless met alles wat jy wil lewe. Niks kom sonder 'n man nie. Alles kom van God. Daarom kan ons nie anders as aan hom die eer te gee en eerder te roep aan Christus Jesus. Nou kom ons by dit wat meer belangrik is as die sigbare dinge. Dit is die onsigbare. Die dinge wat ek nie daagliks kan sien. Is ek nie bly dat ons nie aldag kan sien wat in hierdie boordstelhelms gebeur. Want ek dink nie ons sal dit maak as die Here ons oë kan oopmaak vir 'n oomblik en ons kan sien wat in die spiritual warfare gaan gebeur. Kerk, ek praat nou van dinge soos jou verhouding met God. Jou geloof, jou hoop, jou liefde, jou karakter en jou geestelike vrug met die ewige waarde. God se teenwoordigheid, sy beloftes en sy liefde kan jy ervaar in gees en geloof. Kies geestelike oë bo aardse oë. Leer om jou lewe te leef deur wat God sien, nie net wat jy sien. Matteus 6 vers 19 tot 21 is 'n baie bekende skrif. En hy sê, en hy begin ook in hoofletters, hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Maak vir julle skatte bymekaar die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal jou hart wees. Ek wil graag afsluit met die volgende. Begin hierdie jaar weer eerder te fokus op God. Fokus op gebed. Begin jou Bybel lees. Begin in diens wees vir ander. Moenie toelaat dat materiële dinge of sigbare dinge soos geld, status, liggaamlike skoonheid en besittings jou vasval. Moet nie slegs fokus op wat jy in hierdie lewe kan bymekaar maak, maar fokus op waarheen jy gaan en wat jy het om te wys die dag as jy voor God staan. Ek wil vir jy sê vanmôre kerk, die Here gaan nie vir jou sê, well done, jy het 'n mooi dubbelverdieping huis gehad. Well done, jy het 'n pragtige voertuig gery. Nee. As jy voor God staan, gaan hy wil kyk, wat het jy, die innerlike mens, die innerlike krag wat hy vir jou gegee, wat het jy daarmee gedoen? Veel mense het jy bemoedig, hoeveel het jy afgetrek? Dis waarna God gaan kyk. Vind vreugde in dinge wat jy nie kan sien. Soos jou vrede, die liefde wat in jou hart is, die vergewensgesindheid in jou geloof. Die onsigbare voor die sigbare te stel, beteken om jou hart en fokus op God en sy ewige koninkryk te hê. Eerder as op die tydelike en die aardse dinge. Niemand van ons kan sonder daaglikse vernuwing in hierdie uitgeputte wêreld oorleef. Ons het dit nodig. Dis net God wat jou denke, jou hart en jou gees kan vernuwe wanneer jy op die laagste punt van jou lewe gekom is. Wanneer jy so uitgeput voel
en jy voel jy kan nie meer, is daar net een wat jou kan oplig uit hierdie gat uit. En dis God. Ek wil vir jy sê, as jy voel op 'n plek waar iemand, ja, as dit nie vir hierdie broer of hierdie suster was, wat my uit hierdie gat uit gehaal het nie, wie dink jy het daai broer of daai suster gesien? God. Niemand anders. Here het op daai broer of daai suster se hart gelê om te gaan goed doen aan iemand anders. So God behoort die eer te kry. Nie mense, ja, dis wonderlik. Dis goed as ons mekaar dankie sê vir die moeite wat ons aan mekaar spandeer, maar God is die een wat die eer behoort te kry. God alleen kan jou weer nuut maak, jou weer sterk maak en jou weer moed gee vir die dag van môre. Al wat ons doen, is hou goeie dinge. Wag op die Here vir 'n nuwe krag elke dag. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit vanmôre om te weet dat die woord van God sê, al wat ek moet doen is hou goeie moed. Hou goeie moed, sê die woord van die Here. Want ek sal jou innerlike vernuwe, dag vir dag. Ek dank die Here dat ek weet nie waar ek staan vanmôre. Môreoggend as ek opstaan, staan God gereed om my innerlike te vernuwe. My daai krag te gee, Here, dat ek deur die dag kan kom. Plek kan kom, Here, waar kan U al die lof en die eer kan gee. Vir alles in my lewe. As ek terugdink in my lewe, as ons terugdink in ons lewens, is daar baie dinge wat ons glad nie eers meer wil onthou nie. Maar dis plekke waar ons weet, waar God ons deurgedaan. Want as ons eerlik voor God kan staan vanmôre, kan ons vir U sê, sonder U sou ons dit nie gemaak het. Sonder U kan ons dit nie maak nie. Sonder U wil ons nie vir 'n oomblik wees. Waarom bid ek vanmôre, Here, dat ons sal oorgee, dat ons 'n totale oorgawe aan God sal maak, en U kan toelaat, Here, om in my hart en in my gees en in my denke te werk. Maar dat ons nie sal terugsit en wag dat God aan die werk doen nie, dat ons sal begin, Here, in gehoorsaamheid die woord van God vat en dit bestudeer en dit glo. As ons maar net kan glo in alles wat God in sy woord sê vir ons. Elke belofte. Maar Here, ons as mens wil die belofte voor U neerlê. Maar ons praat nie van die voorwaarde. Ons is vinnig, Here, om na U toe te hardloop en te vra, vernuwe my, my God. Maar ek doen nie wat ek behoort te doen. Ek bid vanmôre vir elke een van ons, Here, wat uitgeput is reeds. Hierdie jaar is 4 dae in. En as mense wat moeg is, wat uitgeput is, dan wil ek bid vanmôre en vra, Here, dat U nou by elke een sal stilstaan. Elke een, Here, wat op 'n plek gekom het, waar hy voel, ek kan nie meer.
Ek bid dat elke een vanmôre wat voel dat die lewe druk, hard en swaar, vanmôre sal opkyk en sal weet dat daar is 'n God daarbo wat reg staan om my innerlike te vernuwe elke dag van my lewe. Dag vir dag, sê die woord, sal ek jou innerlike vernuwe. Help ons, Here, dat ons sal moed hou, sal vashou aan God en aan sy woord. Dat ons nie sal vaskyk aan alles wat sigbaar en verganklik en aan tyd verbonde is nie. Dat ons nie net op hierdie aarde vir ons skatte sal bymekaar maak, wat sal vergaan van mot, roes en diefstal nie. Maar dat ons vir ons skatte in die hemel sal bymekaar. Dat ons sal moeite doen in hierdie jaar, Vader, om werklik waar tyd saam met God te spandeer. Want Here, as ons nie tyd maak vir U nie, dan gaan daar nie tyd wees vir U. Ek bid dat elke een van ons wat hierdie woord hoor, werklik waar die tyd sal uitkoop om ons verhouding te bou met God. Sodat ons ook die vrymoedigheid sal hê om in die troonkamer van God in te pas in die dag van nood. Sonder om skuldig te voel. Dat ons sal dankbaar wees, Here, teenoor alles wat ons het. En nie net altyd wil kla oor dit wat ons nie het. Maar gee dit eerder vir die Here. Want U is God, nie ek. Ek bid vanmôre, Vader, dat elkeen van ons in die spore van Christus sal doen. Ek bid vanmôre, Vader, dat nie een van ons gelykvormig aan hierdie wêreld sal wees nie. En as daar nog dinge is waar ons voel vanmôre, waarin die Gees ons waarsku, dat ons steeds op sekere plekke van ons lewe gelykvormig aan die wêreld is, wil ek vanmôre bid in die naam van die Here, dat ons hierdie saak vir God sal gee en sê, Here, help my, want ek sukkel. Ek bid dit vanmôre, Here, want ek weet, daar is niks wat ek nie na God toe mee kan gaan. Dit maak nie saak hoe groot of hoe klein. Ek wag op die Here. Ek gee dit vanmôre vir die Here. Ek wil vanmôre moed hou, Here, omdat U woord sê, hou moed. Ek wil vanmôre elke gedagte, Here, wat negatief is, verander met positieve gedagte. Ek wil vanmôre bid, Here, dat elkeen van ons sal onthou dat die woord van God sê, ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Wanneer ek voel, ek is swak, wanneer ek voel ek het gefaal, herinner my, Here, dat ek meer as 'n oorwinnaar in Christus is. Ek dank U vir die woord, Vader. Ek dank U dat ons vanmôre kan verstaan dat ons 'n God het wat op sy troon sit, gereed om my elke dag in my innerlike te vernuwe. Al wat ek moet doen is weet dat God bereid is om dit vir my te doen. En God toelaat. Help ons, Here, dat waar ons nie ons deel doen nie, dat ons begin ons deel doen.
Gee ons die krag daarvoor, Here. Die bereidwilligheid vir U, om te doen wat God van ons verwag. Sodat ons in die belofte van God se woord kan instaan. Dit bid ek vanmôre, Here, oor elkeen se lewe. Dat ons in hierdie jaar werklik waar tot gehoorsaam in God sal beweeg. Ons sal gehoorsaam wees aan die Gees van God en die woord van U. Ek bid, Here, dat U naprediker van hierdie woord sal wees en dat ons hierdie woord sal vat en in ons harte berg. Dat ek elke oggend as ek opstaan en ek voel, Here, ek is nie lus vir hierdie dag nie. Eerder sê, Vader, dankie dat U my innerlike vernuwing. Dankie dat U my die krag gee om aan te gaan. Dankie, Here, dat U my help in elke situasie. Maak nie saak wat my omstandighede is nie. Dat ek weet, U is daar. U is saam met my in hierdie situasie. U is saam met my in hierdie omstandighede. Dankie dat ek vanmôre weet, ek dien 'n wonderlike God. 'n God wat vir my lief is, met 'n liefde wat ek in my lewe nie sal kan verstaan. Dankie vir U liefde, Here. Dankie dat ons as 'n gemeente U kan lief hê ook. En ek wil dit vanmôre vir U sê, namens elkeen van ons se lewens. Here, ons het U lief. Daarom wil ons verander. Daarom wil ons vanmôre onsself totaal oorgee aan die Gees. Mag U naam verheerlik word, vereer word en opgelig word as die koning van die konings en die Here van die heersers. Ons eer U, ons loof en ons prys. Jesus.